You are holy. Thank you, Jesus. You are holy. Blessed be. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Blessed be your name, Jesus. Blessed be your name, Jesus. Thank you, thank you. Dankie almal, goeiemôre. Of julle kan julle sitplekke neem, môre almal. Welkom hierso in hierdie lekker warm plekkie. Weet julle hoekom kom ons so by mekaar, né? Ons is soos 'n houtjie in 'n vuur. Wanneer ons by mekaar kom hierso, as jy 'n vuur maak, dan maak jy 'n vuur met houtjies. So jy sit 2 houtjies op en dan begin die vuur brand en dan bring jy 'n derde houtjie wat bietjie smeel en as jy hom bysit, dan brand die vuur bietjie groter en dan bring jy nog 3 houtjies en so word daai vuur naderhand 'n groot vuur. Nou as ons hier aankom, ons is soos houtjies. Elke ou het sy eie vuurtjie. Nou kom ons hierso by mekaar. So ons sit nou elkeen van ons sit 'n houtjie op. En as jy 'n houtjie bysit, op die einde van die dag het ons hierdie groot vuur wat opbrand hierso. Dis soos 'n brandoffer vir God. Weet julle dat God soek nog steeds 'n brandoffer? Maar jy gaan nie soos in die Ou Testament 'n vuur maak en 'n skaapslag en hom bo op die vuur sit nie. Hierdie is sy brandoffer. Kan julle vir 'n oomblik dink hoe voel God as ons so sing en ons gooi al die houtjies bymekaar en ons maak 'n groot vuur en dit reik op in die hemel in en die duisternis vlieg weg en dit bereik God en God kyk so en hy sien sy mense. Al gaan ons deur moeilike goed, al het ons almal ons houtjies wat nie so lekker vars brand nie. As jy hier uitstap, dan moet jou houtjie weer brand vir die volgende week. Want as jou houtjie gaan doodgaan in die volgende week, is jy in die moeilikheid. So ons moet by mekaar kom. Dis hoekom die Here gesê het, kom by mekaar. Laat jou vuurtjie brand en laat jou houtjie saam met ander houtjies, yster slyp yster, laat jou houtjie saam met ander houtjies brand. Dan gaan ons uit en ons doen die week en jou houtjie brand vir die wêreld daar buite. Volgende Sondag is jou houtjie nie meer so sterk nie, dan het jy wat nodig? 'n Vuur nodig. Daar's sy. En dis hoekom ons by mekaar kom, né? Julle ouens moet nooit vergeet nie. Dis hoekom kom. Ek weet dis koud. Ek weet dis moeilik om in die bed uit te klim, maar kom hierso, kom sit hierso en kom luister in die woord van die Here. Ek gaan vanmôre 'n bietjie praat. Pastoor en Suster Elsie is bietjie lekker by die see. Ek is baie jaloers. Hulle is lekker by die see. Hulle hou vakansie. Hulle verdien dit, hoor. Daai ouens verdien dit regtig. So prys die Here daarvoor. Pastoor sal volgende Sondag terug wees. Ek wil graag 'n bietjie praat oor jou roeping. Kan ek hierdie lig aankry hierso asseblief man? My houtjie se vuur brand nie so lekker nie. Ek dink jy sit hom hier agter aan. Ek dink jy sit hom hier agter iewerste aan. Agter. Dankie. Ag baie dankie hoor. My houtjie se brand is nou bietjie dood. Ek praat vanmôre oor jou roeping. Ons roeping. Wie van ons weet dat elkeen van ons het 'n roeping? Elkeen van ons op die aarde. Yes, absoluut. Amen. Daar's een ou wat sy roeping ken. Elkeen van ons op die aarde is geroep vir iets. Ek kry baie keer mense wat vir my sê, maar ja, ek is moedeloos. Ek weet nie meer watter kant is bo en onder nie. Ek weet nie meer watter kant is links en regs nie. Die eerste ding wat ek vir hulle vra is, wat is jou werk vir die Here? Wat is jou roeping? Kan julle my sien nie agter die vuur? Wat is jou roeping? Wat is jou werk wat jy moet doen? En as 'n ou daaroor gebid het, as jy bietjie daaroor gepraat het, dan kan ek sien die ouens se houtjies begin sommer weer vlam kry. En die ouens begin besef, maar wow, weet jy wat, ek het 'n roeping. Nou, ek wil vanmôre ek hou van hierdie voorbeeld. Luister gou hierna. Die Bybel is soos brood breek. OK. Wie kan onthou 'n warm, as my ouma se brood so in die oond het gekom het, is hy so warm. Kyk, daai tyd het hulle sulke brode gebak. Jy kan 'n muur bou met hom. Dan breek jy moet hom nie sny nie. Jy sny nie 'n warm brood nie. Jy gaan hom nie gesny kry nie want hy verkrummel. Hy sak so mekaar. Jy breek hom so met die hand oop. Dan vat jy daai botter en sit jy bo-op, dan smelt hy so. Dan sit jy peanut butter of stroop bo-op en dan hap jy hom so. Die peanut butter en stroop sit sommer hier teen jou kante vas. Nou die brood en tog Jesus het gesê, wat moet ons met sy liggaam doen? Breek, né? Breek en eet. Breek en eet. Breek en eet. So, dis goed vir ons om te eet want jou maagie word vol en as jou maagie vol peanut butter is, wat gebeur met jou hartjie? Hy klop chocolates, hy's baie warm, né? So, ons breek die brood. Kom ons breek gou die brood vanmôre. Nou ek wil vir julle wys dat ons is almal geroep, né? Hoor hierso. Ek lees Romeine 8, jy kan hom opsit, Marlene.
Sy gaan hom in 'n ander taal sit, ek gaan hom in my taal lees, dis reg so. 8:28. We know that in all things God works for good with those who love him. Ons is lief vir die Here, né? Dis hoekom ons hier is. Those whom God has already chosen, he also set apart. Skus, ek het so 'n bietjie teruggaan. For those, we know that in all things God works for good with those who love him. Those whom he has called according to his purpose. Okay, so wie is nou hierdie? Wie is hierdie? We all love God. Wie praat nou hiervan? Dis die ouens wat Jesus aangeneem het. Dis ons ouens wat hier is. Dis ons ouens wat 'n verhouding met die Here God het. Dis hy praat nou met ons want ons lees die Bybel, is dit nie? Die ouens in die wêreld lees nie die Bybel nie. Hulle hoe gaan hulle nou verstaan dat hulle het God lief en hulle moet God lief hê en hulle moet 'n roeping hê. Hulle moet hiernatoe kom. Dan kan ons hulle vertel hoe die Bybel werk, né? Nou hier gaan hy verder aan. Those whom God has already chosen, he also set apart to become like his son, so that the son would be the eldest brother in the large family. Wie is hierdie seun? Son. Dis Jesus Christus, né? OK. So ons het 'n boetie, ons het 'n broer, 'n ouer broer in die koninkryk van God wat klaar sy roeping gedoen het, né? Those whom God has already chosen, he also set apart to become like his son, so that the son would be the eldest brother in a large family. And to those whom God set apart, he called, and those he called, he put right with himself, and he shared his glory with them. Sien julle nou? Nou moet ons een ding verstaan. Jy kan nie met jou roeping en jou werk in die hemel ingaan nie. OK, ons het daai nou al gehoor, né? Hoe kom jy in die hemel in? Daar's een manier, die enigste manier is deur Jesus Christus. Jy moet met jou mond bely en met jou hart moet jy glo dat Jesus die seun van God is, dat hy gesterf het, dat hy opgestaan het vir ons sondes. OK. Nou het jy het nou 'n manier om in die hemel te kom deur Jesus Christus. OK. Nou wat gebeur in die hemel? Die Bybel sê vir my in Openbaring dat daar is sekere rewards, soos die Engelsman sê. Dis nou 'n mooi woord wat ek nou kan aandink is rewards. Daar's sekere rewards vir jou en vir my. So jou werk kan jou nie hemel toe vat nie. Jy kan die beste prediker wees, jy kan die beste dominee pastoor wees, as jy nie Jesus aangeneem het nie, gaan jy nie hemel toe gaan nie. Dan kom jy nou in die hemel. Nou gaan die Here reg staan met al sy gawes, met al sy rewards en hy gaan vir jou sê, "Jesus man, Koos, jy het dit gedoen, Gert, jy het dit gedoen, jy het dit gedoen. Hierso is jou reward." So ons almal gaan rewards kry. Ons wil tog, weet jy wat, elke ou, nee, as jy dink op skool of universiteit was, as jy goed gedoen het, het jy 'n sertifikaat gekry. En daai sertifikaat was jou reward. En jy is trots op daai sertifikaat. Jy hang hom teen jou muur. Gaan 'n bietjie na 'n dokter toe, dan gaan jy sien wat hang agter hom. Ek het gestudeer in die Universiteit van Vrystaat, ek het gestudeer in die Universiteit van Pretoria. So sy rewards hang daarso. Nou ons gaan dieselfde kry. Dis hoekom jy kan nie net Jesus aanneem en net gaan sit nie. Onthou die ouens met die 5 talente, die ouens met die 2 talente, 5000, 2000, 1000. En ek gaan daai stukkie lees as ons kans kry, as ek tydjie kry. Elke ou wat daarso gekry het gegaan, hy het gewoeker daarmee en hy het teruggekom en hy het vir die Here gewys. Here, ek het 5000 gekry. Ek het 5000 meer gemaak. Hoekom het die Here nie met hom geraas en gesê het, "Regtig, jy kon nou 20000 gemaak het." Maar tog het hy vir hom gesê, "Goeie getroue diensknegt, omdat jy getrou was, kom in. Kom kry wat ek vir jou het." Ek sal dit nou lees vir ons. Kan jy sien, dit is eintlik baie baie mooi. So, behalwe om Jesus aan te neem, nee, is daar iets wat jy moet doen. Daar's iets wat ek moet doen. My houtjie moet iemand anders aan die brand steek. Ek kan nie my vuurtjie vir myself hou nie. Ek moet hom vir iemand anders deel. En dis hoekom ons hier by mekaar kom. Ons kom hier by mekaar nie net om te kry nie. Jy kan nie net jou vuurtjie elke Sondag kom aansteek nie. Dis onregverdig, want nou brand jou vuurtjie en 'n ander ou sukkel. Dis hoekom ons vir mense bid hierso. Dis hoekom ons mense bedien en vir mense sê, hoorie man, weet jy doen alright. Jy maak foute, is okay. Werk deur dit, ons gaan by dit uitkom. Weet jy wat vir my mooi van hierdie skrifgie is? Those whom God has called according to his purpose, he also set apart, because like his son, so that the son would be the eldest brother in a large house. And to those whom God has called, and those he already called, he put right with himself, and he shared his glory with them. So as jy daai roeping vat, behalwe nou vir Jesus,
As jy jou roeping vat, dan sê God, ek het jou apart gesit. Ek het jou eenkant gesit en ek gaan jou gebruik. Nou, as ons deur die Bybel kyk, deur die Ou Testament, ek gaan so vinnig deurgaan. Hoekom kies God jou? Hoekom het hy my gekies? Ek is niks spesiaal nie, ek is 'n gewone mens, gebore in die Vrystaat, ek het kalfoot rondgehardloop. Hoekom kies God jou? Hoekom het God sekere mense gekies? Kyk hierso in die Ou Testament. Hoekom? Genesis 12. God called Abraham to be the father of nations. Is dit 'n groot calling? Dis huge. Dis huge. Exodus 3. God called Moses to rescue the Israelites from Egypt. Joshua 1. God called Joshua to take the Israelites into the promised land. Daai is redelik belangrike roepings. Jy vat 'n hele nasie, God se volk, en jy moet hulle vat na die beloofde land toe. Nou, ons ken die storie van Joshua, toe die ouens terugkom van die land Kanaan af, die verspieders, die spies, toe sê hulle maar, hoor hierso, hierdie ouens is groot hoor, ons gaan nie hierdie oorlog wen nie. So Joshua kon nou gesê het, okay, weet jy wat, ons los dit maar, so right, kom ons los dit maar, ons draai om, gaan terug Egipte toe. Maar tog het God vir Joshua gesê, vat die mense en gaan die beloofde land in. So, na wie luister Joshua nou? En hy het, ons verstaan hy het toe nou die land, die Israeliete in die land, beloofde land ingevat. So hy het sy roeping gedoen. Moses het sy roeping, Abraham het sy roeping gedoen. Judges 13, hoor gou hierso. God called Samson to rescue the Israelites from the Philistines. Nou, God het vir Samson gesê, nie eintlik vir Samson nie. Hy het alles deur Samson se ma voorberei vir Samson. Die dag toe Samson gebore het, toe het hy klaar sy spiere en sy krag. Die Here het nie vir hom gesê, okay, nou moet jy 6 maande gym toe gaan, jy moet steroids spuit, jy moet nou groot muscles bou, want hierdie Filistyne is wild. Hy het alles klaar gehad, jy het alles klaar binne in jou. Dis wat Romeine 8 vers 28 sê, God has already set you apart, He's already called you, He's already equipped you with everything you need. En ons gaan nou uitkom by wat hier binne aangaan. Moet nou nie stres nie, jy is nog nie geroep nou nie, gaan jy nou roep. Okay. So wat gebeur is Samson is toe nou geroep om die Filistyne dood te maak. Samson doen nie sy roeping nie. Hy raak by 'n vrou betrokke en hy verloor sy visie en hy verloor sy lang hare en hy verloor sy muscles en jy verloor alles as jy 'n vrou trou. Ag, as jy by 'n verkeerde vrou betrokke raak. Moenie trou nie, julle jong ouens. Jy verloor alles. Ek beloof vir jou, jy verloor alles. Hy het nou alles verloor omdat hy geluister het na wie? Delilah, hy het na Delilah geluister. En Delilah was gekonnekteer aan die Filistyne, maar hy het dit nie geweet nie. Jy sien, hy moes sy oë gehou het op God se woord. En omdat hy nie sy roeping gedoen het nie, het Dawid, na die tyd, moes Dawid weer die Filistyne verslaan. Jy sien nou, as jy nie jou ding doen nie, nou moet God, daai ding gaan nou verbygaan. Toe vermenigvuldig die Filistyne, hulle raak groter en vetter en langer en korter, en hier kom koning Dawid, jong laaitjie, nou moet hy hierdie Filistyne uitsorteer, want Samson was besig met wat? Met Delilah. Los Delilah, sy gaan jou van die pad af vat, ek beloof jou. Daai wat jou ma vir jou sê, daai meisie, bly weg van haar af. Luister vir jou ma, hoor, sy weet. So Samson het toe nou nie sy werk gedoen nie, toe raak die probleem oorgedra na koning Dawid toe. So as jy nie jou stokkie laat brand nie, dan gaan God met 'n ander ou kry met 'n ander stokkie om daai ding te brand. Maar God het jou eerste geroep. En Samson het sy oë verloor en hy het sy lewe verloor. Nou as jy jou oë verloor, is dit God het vir ons oë gesien. Ek kan buite gaan staan en sien is dit koud. Ek hoef nie te voel nie, ek kan sien. Dis die son skyn hier, dis koud vandag. Okay. So jou oë het jy sekere mate om te kan sien in die toekoms in. En hy het sy lewe verloor. Jou lewe is daai geestelike lewe. God gaan jou nie doodslaan as jy nie op jou pos kom nie, ek beloof jou. God werk nie meer so nie. In die Ou Testament het hy wel, vandag nie meer nie. God wil jou hê en hy wil jou gebruik. Hoekom wil God ons gebruik? Hoekom doen God dit nie net self nie? Hoekom het God nie sommer net self Filistyne, daar as julle nou klaar, daar as julle klaar, druk jy die ouens dood. Hy het baie keer, né? Hy het al 'n engel tussen die mense ingestuur en 178.000 ouens doodgeslaan. So God kan, né? God het ons gewys daarso. Hoor jy, as julle nie julle werk doen nie, gaan ek God dit doen. En as ek God dit doen, dan gaan julle weet daarvan. Noag, wat het met Noag gebeur?
God het die mense doodgemaak. Hy het gesê, sorry, dis nou klaar, alles, diere, alles, het hy doodgemaak. Net die wat op die ark was, het oorgebly. Want God het weer eens gesien, die mense is besig met Delilah. Los vir Delilah. Sy gaan jou van die pad afvat. OK. Toe het God vir Dawid geroep, 1 Samuel 16, God called David to be a man after his own heart. Eers maar Dawid het aangejaag, hoor, verskriklik. Hy het adultery gepleeg, hy het moord gepleeg. Hy is die enigste ou behalwe Moses wat amper al die 10 gebooie gebreek het. Julle weet Moses het al die 10 gebooie gebreek, né? Toe hy van die berg af kom, toe gooi hy al 10 stukken. Almal gebreek. Nou Dawid het baie van hulle gebreek. Tog het God gesê, hy's 'n man so na my ou hart. Hy het 'n ander vrou se man doodgemaak. Hy het adultery gepleeg. Hy was 'n verskriklike ou. Hy het in die strate het hy kaal rondgehardloop. Tot die koning het gesê, maar kyk hierdie ou, hy's belaglik. Hoe kan jy dit nou doen? Tog het God hom geroep om 'n man so na sy eie hart te wees. En hy is ook nie geroep om die tempel te bou nie, né, want hy het bloed op sy hande gehad. So Dawid was daai tipe ou gewees wat ek kan hom net imagine, hè, met sy lang hare, met sy spiere, met sy breinspiere, en as hy 'n plek instap, dan staan die ouens op en die ouens buig hulle knie, want dis koning Dawid. Nou party ouens is geroep vir dit. Daar's sekere ouens wat jy 'n respek voor het, wat as hy in 'n plek instap, het jy 'n respek vir daai ou. Maar ons is nie almal geroep daarvoor nie. Ons is nie almal nie. Party ouens het klein roepings, party ouens het groot roepings. Ons kan kyk na Samuel. Samuel is deur God geroep as 'n profeet. 1 Konings 1. God called Solomon to show his wisdom. Solomon was nie slim nie. Dit was God wat hom slim gemaak het. Jy is nie slim nie. Pastoor, dominee, eerwaarde, reverend, wat ook al jy is. Koning van die watter land ook al en eienaar van wat ook al, groot besigheid. Jy is nie spesiaal nie. Dis God wat jou spesiaal maak. Dis Jesus Christus wat jou spesiaal maak. Yes, jou roeping lyk miskien fantasties. Jou roeping is, wow, kyk hierdie ou, Jesus, kyk wat kan hy doen, né? En weet jy wat, né, ek admire ou Samson. As ek so na Samson kyk, né, hier's daai ou, ek meen, hy skeer 'n leeu se bek, skeer hy oop. Wanneer laas het jy so iets gesien? Gewoonlik is dit aan die ander kant om, die leeu skeer die mense op. Hy stap in 'n plek en hy skeer hy leeu se bek op. Hy stap tussen die Filistyne in. Hy vang 100 jakkalse. Het jy al probeer 'n jakkals, een jakkals vang? Die boere sukkel om 'n jakkals te vang. Dis die tipe ek weet nie of dit anointing krag, gawes. Dis dit wat God vir Samson gegee het. En hy het dit nie eintlik vir hom gegee nie, hy het by sy ma begin en gesê, jy gaan 'n seun hê. Moenie sterk drank drink nie, moenie sy hare sny nie. Dit was die deal gewees, julle ouens. En hy mag niemand vertel hoekom is hy so sterk nie. Regtig, en hy kon nie eers dit hou nie. Hy kon nie eers daai simpel ding hou van my hare is waar my krag gee nie. Eintlik gaan dit nie oor die hare nie, dit gaan oor die verbond wat hy met God het, want hy was geroep gewees. So jy en ek het 'n verbond met God, want jy is geroep. Jy het 'n verbond met God. You have a covenant with the Most High God. Dis fenomenaal. Julle ons kan enigiets op hierdie aarde doen met daai covenant wat ons het, wat God ons gegee het. You can do anything. Want jy moet daai ding vat en jy moet loop met hom. Ek sê nou vir julle, ek glo die eerste dag toe Samson teen die Filistyne kom, né, toe het sy broek ook gebewe. Een ou teen 'n weermag. Come on, man. Eers toe die Heilige Gees hom vat en hy begin ouens doodslaan, toe begin hy besef, wow, dis maklik. Filistyn dood, Filistyn dood, Filistyn dood. Toe stap hy so tussendeur, jy sien net Filistyne. Wie het al ooit Asterix en Obelix gekyk? As Obelix so tussen die ouens instap, ek het aan daai kommetjies gelaat, ek sien hierdie ouens vlieg so. Jy sien net Romeine vlieg. OK. God het vir Jona geroep, né? En hy moes Ninive gaan waarsku het. Hierso is ou Jona. En dis al wat hy moes doen. Ek lees nie verder waar Jona ander goed moes gedoen het nie. God sê vir hom, Jona, ek wil jy moet Ninive toe gaan en waarsku hulle. Ek gaan hulle kom uitsorteer. Wat doen hy? Hy hol die kant en hy klim op 'n boot en hy val van die water af, van die boot af in die water in en die vis sluk hom in en éventueel spoeg die vis hom uit. Toe eers sê hy, okay Here, okay, toe hy nou binne in die vis sit, toe sê hy, okay, ek sal gaan.
En al wat hy gedoen het is hy gaan toe na Ninive toe, hy loop in die straat, hy sê vir hulle, hoorie, God sê, gaan julle uitsorteer. Die koning hoor dit, en die koning roep 'n roudag af. Hy skeer sy klere, hy sit sack en ash, sackcloth en ash, en hy gaan sit daar. Die koning humble homself voor God. En God spaar die hele stad as gevolg van wat Jona gedoen het. God kan jou gebruik om 'n hele stad te red, 'n hele nasie te red, uit God se hand uit, deur die evangelie te verkondig. Maar jy sal nou dink, is sy roeping dieselfde as wat Moses was? Moses het 'n baie moeilike job gehad. Sy werk volgens my was rof geweest. Ek weet jy, hy het hierdie klomp, amper sê ek 'n mooi Afrikaanse woord, hierdie klomp rowwe Israeliete, hulle sakke is vol goud, en hulle wil gaan party. Dis al wat hierdie Israeliete wil doen, hulle wil party, 24/7. Ons het nou goud, ons kan nou kroeg toe gaan, ons kan nou gaan drink en gaan kuier. Dis al wat hulle wil doen, hulle wil net partytjie hou. Moses moet hulle gereeld aan die bekke rek en sê, kom julle ouens, kom, laat ons nou gaan en gaan doen wat God ons wil doen. Hy draai sy rug na hom, maak hulle 'n goue kalf. Regtig? Jy kom nou net uit waar God jou gewys het, hoe kragtig is hy. Hy split die Rooi See, hy breek berge af, hy maak paaiigheid, hy vernietig lande om jou, nasies om jou. Jy sien dit met jou eie oë. En toe Moses sy rug draai, toe maak hulle 'n goue kalf. Toe party hulle alweer. Is nie altyd sleg om partytjie te hou nie. Ek weet daar's tye wat God vir die mense deurbraak gegee het, en dan het hulle bymekaar gekom, en dan het 'n groot vuur gemaak, want hulle het baie houtjies gehad, en die houtjies het gebrand, en wat het gebeur? Hulle het God geëer, hulle het gedans om die vuur en God geëer. So wat ons hier in die oggende doen is ook goed, ons dans hierso. Mariekele maak vir ons musiek, en ons dans. Jy is mos bly om in die koninkryk van God te behoort. Ons het die eer en voorreg om eendag as ons doodgaan, hemel toe te gaan. As jou houtjie nou die dag, as daar nie meer 'n houtjie oor is nie, dan verander jy in wat? As. Hulle veras jou, sit jou in 'n boksie. Dan sê hulle, sies tog, hierdie ou is nou dood. En dis al. Môre partytjie hulle weer. Hulle gaan aan, want die lewe gaan aan. Jou as bly agter. Jou houtjie het dood gegaan. Wat was daai ding gewees? Jou sterretjie het geval. Jou sterretjie het geval. God het vir Isaia geroep. Hierdie is nou net die profete, Jeremia geroep. Hy het vir Esekiel geroep. En kyk wat het hierdie ouens gedoen. Kyk wat hulle gedoen. En hulle hoef nie te geoefen het nie. Ek sien nêrens waar Samson moes weights doen en waar Isaia moes sekere goed doen om die profete te brand en die Baal ouens uit te sort. Hulle moes niks doen nie. Al wat hulle moes gedoen het is hulle moes opgestaan het en gesê het, hier's ek, Here. Hier's ek. Samuel is 3 keer geroep. Hy het nie geweet wie roep hom nie. Wie van ons het al, ek het nou die dag in die Woensdag aan diens, toe sê iemand hierso, 'n vroukie hierso, sê sy, ek het iemand hoor my naam roep. Toe sê ek maar, antwoord net. Antwoord. Here, hier's ek. Dis obviously die Here. As jy iemand jou naam gehoor roep, dan sê jy, Here sê, en weet jy wat, ek glo baie van ons het dit al ervaar. Ek weet ek het dit al ervaar. Waar ek loop en dan iewers skielik skree iemand, Rudy. En toe sê ek maar vir die Here, Here, hier's ek, gebruik my. Nou, of hy my gebruik, weet ek nie. Dink jy hy gebruik my? Ek weet nie. Kyk maar. Dankie. God called Ezekiel, né? Okay. Nou kom ons by ons roeping, né? En ek gaan nou vir ons lees. Every one of us has a calling, no matter how big or small. We all fulfill a role in spreading God's love and the message of salvation, being kind, being patient, and even being forgiving. Letting your light shine for the kingdom is a calling. Nou julle ouens, jy hoef nou nie Samson te wees nie. Jy hoef nie profeet Jeremia of profeet Samuel te wees nie. Jy kan jy wees. God wil jou nie verander, môre staan jy op en jou hare is 'n ander kleur en jy het 'n ander tipe glimlag en jou oë klere het verander en so. Dis nie wat God doen nie. Die dag toe jy gebore is, die dag toe jy in jou ma se maag ontvang het, het hy klaar alles vir jou Jy het klaar alles. Dis alles binne in jou. Jy moet dit net begin uitbring. Jy moet net daai wat God begin uitbring. Mandy sê altyd, weet jy wat nee, as jy wil sien iemand kan mooi sing, luister na hom sing.
En daai persoon sing sonder moeite. Hy vloei net. Hoekom? Omdat hy oulik is. Nee, hy het die stem. Of sy het die stem. 'n Musikant. And George, did you study for many years to play the instruments? You have it inside of you. Yes, you can sharpen it, natuurlijk. You can sharpen it. Jy kan dit skerp maak. Maar die keer het jy vir jare gestudeer om te sing. Nee, nou hoekom nie? En tog sing jy pragtig. Ek meen, daar's niks fout nie. So, jy hoef nie te gaan studeer en diplomas te kry en sertifikate te kry en vir almal te wys, wow, kyk hoe oulik is ek nie. Kyk hoe slim is ek nie. Ek weet die mense soek dit. Ek het nie 'n pyn daarmee nie, maar Mandy sê altyd en ek sê ook, as jy iemand wil sien vloei, dan moet dit naturally wees. Dit kom net uit, boem. Julle almal kyk hierdie, wat sê die program wat hulle so sing, ek kan nie almal onthou nie. Daai een. Ek het nog steeds gehoor. Hierdie wat hulle kry die mense, jong mense so op die verhoog en dan judge hulle nou, hoe kan ek dit dink staan? Idols, daar sê ja. En weet jy wat nee, ek kan ook so sit en dan kan ek vir Mandy sê Want jy kan hoor as iemand 'n stem het en hulle hoef nie onmiddellik te sing soos 'n sopran nie. Jy kan hoor daai persoon het die gawe om te kan sing. So wat God jou klaar gegee het, is klaar binne in jou. Moet dit nie gaan kopie by iemand anders nie, asseblief. Eers julle ouens, ek hoor daar's hierdie Esther anointing en daar's 'n Samson anointing. Ek dink as die ouens in die gym, hulle dink hulle die Samson anointing. Check my groot spiere. Daar's nie so 'n ding nie. Come on man. Daar bestaan nie so iets nie. Waar wil jy nou 'n ander ou se anointing vat? Jy gaan haal nie 'n ander ou se anointing nie. Jy kry jou eie anointing, jou eie salwing. Dis klaar binne in jou. Jy moet net daai vuurtjie stook aan die gang hou. Jy moet hom aan die gou kry en hom aan die gang hou. Dis jou werk om aan die gang te hou. En glo vir my, jy moet hom aan die gang hou. Jy moet, as jy daai houtjie wegtrek, nee, dan gaan daai houtjie doodgaan. En jy gaan verlore gaan. So jy het alles klaar binne in jou. Dit kom natuurlik. Dis daar vir jou. Luister gou hierna. Hierdie is nou 'n simpel voorbeeld. When I call you, Maritjie, kom hier so. Okay, sy sal nie, sorry. Wat wil ek nou met haar doen? Ek wil either vir haar iets sê of ek wil haar iets gee. Is dit nie? Hoekom gaan iemand jou roep? Why would somebody call you? Koos, kom hier so. Ek hoop nie is 'n Koos. Gert, kom hier so. Daar is 'n Gert. So wat wil ek met jou doen? So if God calls you, what does he want to do with you? He wants to use something. Something. He wants to do something, but he wants you to say, yes, I am here. Yes, I am here. What do you want from me? As ek nou vir Maritjie geroep het, gaan sy my vra nou, wat soek jy, Rudy? Hoekom roep jy my? Is daar nou iets fout met jou of wat gaan aan met jou? So ek moet haar roep en dan moet ek vir haar iets sê. Moet haar roep of wil vir haar iets gee. So if God calls you, he wants to tell you something. Or he wants to give you something. Okay. Now tell you something is your path or your instruction. Give you something, dit kan iets wees wat jy gaan gebruik, 'n nuwe tipe 'n talent. Ons onthou Paulus sê ons moet al die gawes moet ons wil hê, né? Ek soek nog al daai gawes. Daar's sekere gawes wat ek het, maar ek soek nog van daai gawes. So as God my die dag roep en sê, "Oké, jy het nou goed gedoen, hier's nog vir jou 'n gawe, kry vir jou." Dan vat ek dit, né? Okay. So as iemand jou roep, wil iemand iets vir jou gee of iets vir jou sê. 2 Peter 1 verse 6. God's divine power has given us everything we need to live a truly religious life through our knowledge of the one who called us to share in his own glory and goodness. So daar sê nou weer vir jou. Daai gawes wat die Bybel van praat. The gifts of the Spirit. Dink jy ons het almal klaar binne in ons? Ek dink so. Dis hoekom Paulus gesê het. Kry vir jou. It's available. Take it. Use it. Gebruik die gawes. As jy nou goed is in profesie en jy wil goed wees in tale uitlei of in tale praat, vra vir die Here. Here, ek soek hierdie in. Begin in tale praat. Begin tale uitlei. Ek sal nooit vergeet, ek het die eerste keer hierdie kerk besoek en ek het dit al gesê. Ek het daarso gesit. En dan kom 'n taal uit. My eerste keer wat ek hier by Pastor Monelle is en dan kom 'n taal uit. En ek kry die uitleg van die taal. En dan bly ek stil want ek ken nie hoe werk dit nie.
ek is nie die son, ek sit nie maar aan die hoekie, en ek het dit nog ooit weer gekry nie. En ek is spyt vandag, want ek moes ek opgestaan het en die taal uitgeleer het. Dis deel van die gawes wat God ons gee, deel van die roeping, né? God's divine power has given us everything we need to live a truly religious life through our knowledge of the one who called us to share in his own glory and goodness. En onthou, alles hierdie wat ons het, al hierdie goed wat ons nasmag, wat ons wil hê, gee glorie aan God, né? Dis nie ek nie. Moenie laat mense vir jou sê, "Yes, jy het vir my gebid. Jy Rudy het vir my gebid. Yes, jy is die beste. Jy is dit." Pas op, want wat gebeur? Trots kom in en God ruk hy maatjie baie vinnig onder jou uit. Dis 'n baie gevaarlike plek om hier voor te staan of laat mense vir jou kom sê, "Joh, jy nê. As daai ou hande aan my lê, nê. Wow, as daai ou vir my bid." Dan gebeur daar dinge. Ek verstaan wat gebeur. Ek verstaan jy het die calling en die anointing daarvoor. As jy die calling en die anointing het, dan gaan jy ervaar dat wanneer jy hande op mense lê, hulle gaan gesond word. Maar dis nie jy nie. Dis nie ek nie, dis God. Ons moet dit altyd onthou, julle ouens asseblief. So then 2 Peter 1 verse 10, so then my brothers and my sisters, try even harder to make God's call and his choice of you a permanent experience. If you do so, you will never abandon your faith. In this way, you will be given the full right to enter the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. So, gebruik dit, daar sê hy vir jou. Gebruik dit, use it, it's there. So then my brothers and sisters, try even harder to make God's call and his choice a permanent een. Permanente een. Jou call moet permanent wees. Jy kan nie halfpad omdraai en sê, ag nee, jy weet jy, hierdie is te swaar vir my. Ek kan nie meer elke Sondag sing hierson nie. Dis te kwaai vir my. Dit vat my tyd, dit vat my opoffering. Ek gaan hom maar omdraai. Want die Bybel sê vir my, as jy omdraai van goed wat God jou gegee het, is jy nie waardig die koninkryk van God. En hierso sê hy, wat kry jy as jy jou calling, if you make your calling and his choice of you a permanent experience, if you do so, you will never abandon your faith. In this way, you will be given the full right to enter the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Onthou julle ouens, daar's een ding wat ons baie keer vergeet. Daar's mense wat in die hemel gaan inkom en die Here gaan vir hom sê, vir haar sê, ek ken jou nie. Jy gaan met een voet, een voet gaan jy so in die hemel staan. En jou ander voet gaan op 'n ander plek staan. En alles wat hier binne-in is, gaan daar wil ingaan. En hy gaan sê, sorry, ek kan jou nie toelaat nie, ek ken jou nie. Nou, hoe leer jy God ken? Hoe leer jy God ken? Hoe leer jy God ken? Deur met hom te praat, met hom te stoei. Jakob het met hom gestoei, né? Wrestle with the Lord. Stoei met hom. Jesus homself het sy wense bekend gemaak deur huil, deur trane, deur uitroep. Ons moet uitroep. Ons is nog te stil hier op 'n Sondag. Ons moet skree dat die dak lig. Want dis wat God wil hê. Dit bou jou geloof. Dit bou jou geloof. So as jy daar in jou huis alleenig is en die hel breek so los om jou, skree bietjie. Moenie bang wees nie. Ek weet die vrouens doen dit. Tannie Sophie, ja. You let it rip, man. George, am I right? That's a woman, it's fine. Skree bietjie, laat jou geloof bou. Ons het nou die dag gehoor die roar of lion. Wanneer laas het jy geroar vir die vyand en vir die wêreld? Roar bietjie, bring hy ding uit. Jesus homself het in die tempel ingestap en toe keer hy al die tafels om in die tempel. Nou hy het nie gesê, ag, wat gaan hierso, dan gooi ons hierdie tafeltjie om nie. En weet jy wat, Jesus in 'n plek as my Jesus in 'n plek instap, vlieg hy tafels van self om. Dis my Jesus. Dis die God wat ons dien, julle ouens. We must roar. Moenie net vat wat jou pad kom nie. Hoe weet jy dit kom van God af? Hoe weet jy dit kom van die duiwel af? You must roar. Jy moet op 'n stadium kom wat jy jou autoriteit neersit. En onthou, die autoriteit van die koninkryk van God is binne in ons.
Dis klaar daarso. Jy het dit klaar, jy hoef dit nie te gaan haal nie. Ek love hierdie skrifgie. Ek love hierdie skrifgie. 2 Timoteus 2:20, hoor gou hierso. Jesus, die Here het vir my hierdie ding lank teruggegee. Hoor gou hierso. In a large house, there are dishes and bowls of all kinds. Some are made of silver and gold, others of wood and clay. Some are for special occasions, others for ordinary use. If anyone makes himself or herself clean from all those evil things, they will be used for special purposes because they are dedicated and useful to their master, ready to be used for every good deed. Hoor gou hierso. In a large house, ons het nou gehoor van the large family. Ons is 'n groot familie, ons is almal boeties en sissies. In a large family, bly ons in a large house. Ekskuus, ek meng nou my Engels en Afrikaans. In a large house, there are bowls and dishes of all kinds. Wat doen 'n bowl? Jy hou iets, is dit nie? You contain something. Wat contain jy? Alles hierdie wat ek nou vir jou gesê het, is binne in jou bowl klaar. Some are made of wood, some are made of clay. Some are of silver, some are of gold. So elkeen hierso het 'n bowl. Jy hou alles wat die Here jou gegee het, is in jou bowl. Dit wat jy so ver gekry het, is in jou bowl, in jou bakkie. Jou bakkie. Nou party ouens het 'n houtbakkie. Wat beteken dit? Ek nou minder spesiaal as 'n ander ou. Party ouens het 'n kleibakkie. Beteken dit ek is nou nog minder as die ouens wat die goud het. Party ouens het silwer. Party ouens het goud. Al wat dit beteken is, nee, ons roepings is verskillend. Dit beteken nie omdat jy 'n houtroeping het, jy is minder waardig as die ou wat 'n goue roeping het nie. Want die ou wat 'n goue roeping het, is ouens soos Reinhard Bonke. Almal ken Reinhard Bonke. Hoekom? Omdat hy spesiaal is. Save millions. By whose power and authority? God. But he's well known. Jimmy Swaggart. Hoekom? Jy kan hulle so opnoem. Why? Why do you know? Why do everybody know Tom Cruise? He doesn't spread the gospel. But yet we know him. Who's giving him that ability? God did, but he doesn't recognize God. Die musikante wat voor op die verhoog staan, hulle kry duisende mense. Het jy al van die musikante gesien? Hy verhoog, hulle moet ekstra stoele inbring om hierdie musikante plek te, of die mense plek te gee om na die musikante luister. Is hy special? Nee, hy is nie, maar sy roeping is gold. Want as jy voor met daai klomp mense staan, dan skree al die mense, as daai ou so maak, dan sê die ouens, yeah, you're the best. Yes, die ouens, die mense val, hulle buig voor daai mense. Almal ken daai ou se naam. Ken hulle jou naam? Ken die wêreld jou naam? Maar hoe weet jy nie jy is goud nie? How do you know you're not called to go stand up there? To be a Reinhard Bonke. To be a Tom Cruise. Maar, jy gaan die evangelie verkondig. Jy gaan nie na ander snert glo nie. Jy kan ook famous wees. Hoekom nie? Jy kan beroemd wees. God het jou geroep om dalk beroemd te wees. Maar, nou is daar ook ouens van silwer. Wat gebeur nou met hom? Hy staan nou agter Reinhard Bonke. Jy hoor nie van die duisende mense wat sy bediening bid en bydra en ondersteun. Daai ouens wat jy nie van weet nie. Dis amazing, hulle sê nie Reinhard Bonke en dan Koos en Gert en Piet wat hom gehelp het en geondersteun het nie. Nee, daai ouens se name word nie genoem nie. Maar God gaan eendag daai ouens hulle rewards gee want hulle was committed and dedicated to God's calling. Partykeer is jou roeping net daarom by te staan. Of so vir pastoor Monay bid. Dit kan jou werk wees. Jy's dalk 'n intercessor. Ek weet nie. Gaan 'n intercessor eendag sy reward kry? Natuurlik ja. Want dit jou gebeure help jy ons ouens hier voor om op te staan. Om die evangelie te kry. Okay? Wood. Wie is hout? Dis maar 'n bad calling. Om 'n stuk plank te wees. Wie wil 'n plank wees? Maar weet jy wat nee? Die ou wat die stoele regpak.
vir daai groot prediker om te kom preek. Die ou wat Sondag hierso die sound system doen. Marlene, is jy hout of is jy goud? Goud. You're going places. Verstaan julle wat hierdie skrif hier probeer sê? Dit beteken nie die een is minder as die ander nie. Al wat gebeur is die wêreld hoor nie van jou nie. Die wêreld kom nie jou naam te hore nie, want jy is nie geroep as 'n Samson nie. Jy is hout of klei. Maar ek kan jou een ding beloof, daai ou wat goud is, nê, wat so al die fame kry en al die gejuig kry. Die Bybel sê vir my, daai ou het klaar sy rewards gekry. Want die aarde het hom gejuig. Maar die ou wat agter staan, hy kry nog nie sy reward nie, want die wêreld erken hom nie, sien hom nie. Okay, so agter elke pastoor en agter elke dominee en elke groot man van God is daar mense wat bid vir hom. En dis reg. Okay, dit beteken ook nie as jy bid, as jy 'n intercessor is, dat jy nie kan profeteer nie, né? Beteken nie jy kan nie heal nie. You can be a musician, you can heal people, am I right? And George, you can heal people. You can lay hands, that's a command we all received. You have to do it. Go into the world, spread the gospel, lay hands on the sick, and they might be healed. No, maybe, I don't know, will be healed. And cast out. Daai een sien ons ook nie baie nie, né? That one we don't want to talk about. Dis 'n gevaarlike een daai. Okay. 2 Timothy 2:20. In a large house there are dishes and bowls of all kinds. Some are made of silver and gold, others of wood and clay. Some are for special occasions. Some are for special occasions. You can be a special occasion person. Maar jy gaan nie daarby uitkom as jy nie eers die eerste stap vat en op 'n verhoog gaan staan nie. Julle ouens, dis nie maklik om hier te staan nie. Dis nie maklik om die woord van die Here af te hoor nie, want hier op 'n Sondagmôre dan dink ek ook, yes, het ek nou gehoor, het ek reg gehoor, Here, gaan hierdie boodskap iets beteken vir iemand? Ek weet nie. Miskien moet ek dit net los. Dis nie maklik vir 'n sanger om op 'n verhoog te gaan staan en te begin sing nie. Dis nie maklik nie. Want die duiwel kom val jou aan. Onthou die duiwel, as jy jou roeping begin doen, die duiwel gaan nie terugstaan en sê, jy's so oulik. Halleluja, jy gaan die evangelie verkondig. Nee. Hy gaan jou nie aancheer nie. Go to church. Hy gaan eerder vir jou sê, koud buite, bly in die bed, lekker warm in die bed, bly in die bed, daar's lekker koffie. Jou man bring vir jou koffie. Hy bring nooit vir jou koffie nie. Op 'n Sondagmôre bring hy vir jou koffie. Ag, bly by my liefie. Dit is so lekker warm saam met jou. Bly by my in die bed. Okay, los die kerk. Nou staan hy op en gedoen iets anders dan jy in koud kry. Pas op vir daai delila. Daai delila, né? If you are not sure about your calling, try something. Julle ouens probeer iets. Ek is nie goed met sing nie. Ek weet ook nie of ek gaan probeer nie. Maritjie, gaan jy my eendag nooit toe kom sing? Gee hare, Roos. Ja, okay, los maar. Sy gaan my nie meer nooi nie, sien jy? Ek hoef eers te probeer nie. Ek weet dat ek is nie musikaal nie. Ek weet dit. So ek gaan verragties nie hier voor staan en musiek maak nie. That is a calling. There's people that are called for that. People that have hulle die anointing, hulle die gift. As daai oue gitaar vat, as Tannie Sophie die mic vat, it comes naturally, is it nie? It comes naturally. Yes, you guys train, but it comes naturally. Nou elkeen van ons hierso het iets wat jy kan doen. Elkeen van ons het daai roeping. Jy moet net gaan probeer, gaan try iets. Dis julle ouens, gaan word die beste hugger wat daar is. Ek kan 'n lekker hug gee. Wie het my al gehug? Siska, Michael? Ja, daar's iemand wat gehug. Dankie. Jesus, jy gaan eers in die hemel sit. Hoor, baie dankie. Ek gee een van die beste hugs. Weet jy hoekom ek dit sê? Ek het nou reg 'n ouetjie by die werk, hy bring een van sy vriende. En ek kan sien die ouetjies in die wêreld, so 'n klein ouetjie. En hy kom en hy klim by die bakkie uit en ek gee hom so lekker hug. Net so, weet so. En die ou klim terug in die bakkie en ek het niks daarvan gedink nie. En daai volgende oggend toe vra die ouetjie wat by my werk, sê my, oom Rudy, het jy daai ou gehug gister? Ek sê ja, ek het. Hy sê, "Jus." Hy sê daai ou sê ek het nog nooit sulke liefde in my lewe gevoel nie. Nou weet jy wat, daai ou sal nooit daai hug vergeet nie. Nooit nie. Hy sal altyd daai liefde hug onthou. En jy hoef nie, ek het nie vir hom die evangelie verkondig nie. Ek het nie vir hom gesê, "Boeta, kom hier dat ek jou salf en jou doop en jou." Die ou is dalk nog nie reg nie. Al wat hy op daai stadium gesoek het is 'n hug. En deur daai hug, nee, kan die Here daai ou tot bekering bring. So moenie dink wat jy doen, smile vir iemand.
'n glimlag gaan 'n myl ver. Jy's gaan loop bietjie in die Spaan, as jy loop die mense aan. Vrou het gesê ek moet dit koop, en die vrou het gesê ek moet dit koop, en het ek alweer vergeet wat ek dit moet koop, maar bel jy gou. As mense wat verby jou loop, wat liefde nodig het, en wat net sê, is jy okay? Hulle wil net met iemand praat. By die huis word daar nie met jou gepraat nie, want ons is moeg. Michael, jy is moeg vir Siska se gepraat al, is ek reg? Nee, mooi so Boeta. Jy mag nooit moeg word nie, sy gaan jou uitsort. Verstaan jy, ons soek iemand anders om goed af te bounce. Jy weet, dit is soos 'n bol wat jy bounce, as jy 'n bol vat en jy bounce hom en hy kom terug. Sê vir iemand iets, en kyk wat kom terug. Jy sal verbaas wees hoeveel wysheid kry jy, om met mense te deel. Nou nie jou diepste sondes vir almal daar buite gaan vertel nie. Moenie voor die kerk nie asseblief, want maandag weet almal dit. Okay, maar kry iemand wat jy kan vertrou, en dan sê net vir daai persoon, eers man, weet jy wat ek sukkel hiermee? Bounce die bol, kyk wat kom terug. Okay. Jy moet hulp kry. As jy nie seker is wat jou roeping is nie, probeer iets. Start somewhere. If it doesn't work out, try something else. Moenie dink jy's 'n failure nie. Ek het nou gesing hierso, Marietjie skud haar kop so. Gaan ek nou in depressie in? Omdat sy nou haar kop skud. Weet jy wat, partykeer wil sy net haar hare regtrek. Nou dink ek, jessie, nee, Marietjie gaan my nooit nooi om te sing. Daar's nie 'n manier nie, ek is 'n failure. Wow, nee, ek gaan maar wegkruip. Ek los hom by die kerk en ek los alles. Dan gaan sit ek op 'n hoopie. Nou staan ek eendag voor God. Nou sê God vir my, Rudy, ek is reg met jou rewards. Wat het jy gedoen? Nee, Here, ek het niks gedoen nie. Ek het by die huis gesit. Hoekom? Nee, Marietjie het haar kop geskit. Kan die Here van Marietjie vra, Marietjie, wat die hel doen jy? Nou gaan sy sê, maar Here, ek het my blonde hare reg geskit. Sien jy hoe partykeer, en weet jy wat, nee, mense se kyk is iets wat jy moet versigtig voor wees. Jesus, jy kan partykeer verby mense loop, dan kyk hulle vir jou. Dan dink jy, het ek iets in my tande? Is daar iets fout met my? Want mense weet nie hulle kyk vir jou nie, maar Jesus, hulle kyk vir jou. Moenie nou gaan los, omdat jy nou 'n mispersepsie van iemand gemaak het nie. Ek het mense al bedien, en dan die vroukie, toe sy jong was, standaard 9, standaard 10, my daar was dit standaard gewees, né? Sê die juffrou vir haar, kyk hoe skryf jy? Jy sal nooit iets bereik in jou lewe nie. En daai meisiekind het na die tyd het sy gegaan, en sy het calligraphy klasse geloop. Sy het na die tyd gaan studeer calligraphy, en eendag op hulle reunie, 10 jaar daarna, toe hol sy na die juffrou toe, en sy het al haar sertifikate, en sy gaan na die juffrou toe, sy sê, juffrou, kyk wat het ek bereik? En die juffrou kyk so vir haar, en sê vir haar, wie is jy? Wie is jy? Verstaan jy? Daai juffrou het nie 'n saak met wat jy doen nie. Maar die juffrou daai tyd vir gesê, kyk hoe skryf jy sal nooit iets bereik nie. Hoeveel van ons paas en ma's het gesê jy sal nooit iets bereik nie? Jou boetie en jou sussie, die ou langs jou in die kerk, nee jong, Rudy, jy kan nie sing nie, duidelik nie, ons het gehoor hoe sing jy. Moenie ophou nie, probeer dan iets anders, come on man, daar moet iets wat jy goed wees. Hou aan daai deur, skop tot die deur oopmaak. Al gaan groet jy die mense daarvoor, weet jy wat is lekker om in te kom in die oggende, en daar staan so 'n ry mense, ek voel soos 'n celebrity. Hierdie mense groet my. Is dit lekker om iemand te groet? Come on, of course man. Lekker om iemand 'n drukkie te gee, dis nice. Ek weet, Jesus oral waar hy geloop het, het hy ouens gedruk. En party ouens moet jy druk tot hulle stil staan. Want die voete gaan die kant toe en die lyf bly hierso. Jy moet hom vashou, jy moet hom druk. Your calling is usually connected to the passion in your heart or something you have learned from and grown as a child of God, enabling you to encourage and share wisdom with those experiencing to go through what you have. Your calling is inside of you already. Ons het dit nou vasgestel. Jou roeping is klaar binne in jou. Jy hoef nie 'n ander ou se te gaan haal nie. Jy hoef nie 'n ander ou te kopie nie. Jy hoef nie 'n ander ou se goed vir jou einde te maak nie. Jy het jou eie roeping. Jy moet net jou roeping kry. Jy moet hom kry en hom oopmaak en begin werk met hom. Woeker met daai talente. Jy moet, dit is klaar daarso. To truly grow and in your calling, one needs to be confident in who you are in Christ. Not worried about people's opinions. The devil will not cheer you on. So growing closer to God and establishing a relationship with Him is the key secret. Jy moet nie by die pastoor gaan hoor wat jou calling nie. Jy moet nie by die counselor gaan hoor wat jou calling. Jy kan, dis alright. Jy kan bevestiging kry, maar jy moet heel eers by God hoor, wat
is my roeping. Dan sal God mense jou pad stuur. En sê maar, yes man, weet jy wat, het jy al getraai sing? Ek hoor jy het so 'n mooi stem, het jy al probeer stem? Of die Here sê vir my, jy moet gaan sing. Of die Here sê vir my, jy die gift van healing. Dis hoekom die profetiese gawe so belangrik, dat ons mense profeteer en vir mense sê, hoorie, die Here roep jou vir dit. Moet nou nie dink eers hierdie pastoor het nou verkeerd gehoor nie, of hierdie pastoor is vir iemand anders, is nie vir my nie. Confident in who you are in Christ. Confident. Jy is nie 'n rubbish nie. Jy is nie net hier omdat jy net hier is, omdat jou ma en pa 'n paar jaar en 9 maande terug iets niks gehad het om te doen, hulle was nie driving gewees nie. My daad het ons in die driving gekuier. Jy is die verrede. En die dag toe God lewe spreek in jou ma se maag, toe gee hy vir jou alles. Boem. Jy het klaar jou lang hare, jy het klaar jou spiere, jy het klaar alles wat jy nodig het om die leeu's dood te maak. Dis binne in jou. So ek wil afsluit, maar ek wil, ons tyd is op. Ek wil net hê ons moet so sit en ek wil graag net bid en net vir die Here vra om elke ou se roeping oop te maak. Julle kan speel as julle wil, Marietjie saggies vir ons speel. Ek wil hê net so 'n minuut of 2 minute wil ek hê ons moet net so sit. En dan kyk net wat is binne in jou en dit wat opkom, ek beloof vir jou dis jou roeping. Moenie dink dis onmoontlik nie. Moenie dink, ons het nou laas in die week het julle ouens gesien Elon Musk, né? Ons almal ken Elon Musk. Hoekom? Hy's 'n triljoenêr. Nou kan jy vir 'n oomblik dink dat hy het iewers te dalk gesit. Ek weet nie of hy God dien nie. Hy praat so, ek weet nie. Iewers het hy dalk gesit toe hy jong laaitjie was, so groot laaitjie. En iemand het na hom toe gekom en gesê, Elon, jong man, jy gaan nog 'n triljoenêr word. Really? Wat het jy gerook dan nie? Hoe kan 'n Suid-Afrikaner 'n triljoenêr word? Hoe? En hy is die rykste man in die wêreld. Of sy het hom gesê, jy gaan die rykste man in die wêreld word. En hy kom van Boksburg af, ek weet nie waar hy gebore nie. Kom uit Boksburg uit, regtig, ek hoop nie is iemand van Boksburg nie. Dis 'n mooi plek, hoor. Kom uit Pretoria Wes uit. Ek is in Vrystaat gebore, kom uit Bloemfontein uit. Dis hoekom hulle tot vir Jesus gesê het, what good can come out of Nazareth? En kyk wat het uit Nazareth uitgekom. En ek sê jou vandag, almal ken die naam van Jesus. Almal. Hulle gebruik dit tot in flieks vandag. Dit sal nou lelik klink. Maar weet jy wat, jy al 'n fliek gekyk en dan vloek hulle die naam van Jesus Christus. The name is there. It's out. Niemand kan sê eendag, I've never heard the name of Jesus Christ. Gaan kyk net 'n fliek. What comes out of Nazareth? Wat kom uit jou dorpie uit? Wat kom uit jou familie uit? Josef het geweet dat hy weet, ek is anderste. En sy pa het ook geweet, dis amazing, jou ma en jou pa gaan dit ook weet. Die dag toe ek tot bekering kom en ek gaan terug aan my ma toe, sê my ma vir my, weet jy wat, jy was altyd anderste gewees. En ons is 5 kinders. En ek het niks anders gedoen nie, ek het nie met 'n heilou gebore in 'n krib gebore daar in 'n stal nie. Ek is gebore in Bloemfontein. Ek dink toe die wa so oor daar in jou 4 gaan toe pop ek uit. Gebore net voor ek in die Transvaal gekom het. Maar tog gebruik die Here my vandag. En weet julle waar het ek begin? Bevryding. Ek het begin duiwels uitdryf. Ek het nie geweet wat doen ek nie, maar ek het geweet ek moet dit doen. En ek doen dit vandag nog. Nou is dit, dink jy dis 'n maklike werk vir iemand wat nie eens die Bybel ken nie. Hier sit ek dryf duiwels uit. Ek weet nie eens of ek gered is nie. Maar een ding wat ek weet, een ding wat ek altyd gesien het, elke duiwel buig sy knie voor die naam van Jesus Christus. Hy het nie 'n keuse nie. Elke demoon buig voor Jesus. Elke principality, elke power must bow to Jesus. Because they've met him in hell, they saw him in hell. Daar's een naam en dis die naam van Jesus. Kom ek bid vir ons. Ek wil nou net so sit net so. Ek gaan jou vra om jou hand op te steek as jy wil. Ek moet bid vir jou roeping, né? Hemelse Vader, ons dankie vir hierdie lieflike môre, Here.
En ons gee U weer al die eer en die mag, Here, en die majesteit, Here. Ons gee U al die liefde, Here, en ons dankie dat U ons God is. Dankie dat ons die eer en voorreg het om hier by mekaar te kom, om ons ou stokkies te bring, Here. En party van ons stokkies is al deurgeskuur, hulle is al deurgebrand, Here. Maar ek bring my stokkie en ek kom sit hom hierso neer, Here. En ek weet, dit dra by tot die brandoffering van God. En dit maak nie saak hoe klein jou stokkie is nie. Party ouens wil stompe ingooi. As jy 'n stomp op die vuur gooi, dan vrek jy vuur. Bring jou stokkie, maak nie saak hoe groot hy is nie. Kom sit hom by die vuur. Laat ons 'n brandoffering maak vir ons hemelse Vader, ons God almagtig, wat ons liefhet, wat ons geroep het tot sy purpose and his calling, according to his word. En ek dank U, Here, hier sit ons almal, Here, en ons het vanmôre die woord gehoor, Here, en ons wil eendag wil ons in die hemel inkom, en ons wil ons rewards kry, Here. Ons wil ons betaling kry, Here. Ons wil hê, U moet vir ons sê, "Jesus, dankie, getroue diensknegt, jy het goed gedoen. Jy het aangejaag, maar jy het goed gedoen." Ek dank U dat ons vandag uitgaan, Here, dat ons houtjies sal brand, Here, vir die wêreld, Here. Al is dit net om iemand 'n liefdesdrukkie te gee, al is dit net om 'n glimlag te gee, al is dit net om 'n mooi woordjie te spreek, al is dit net om vir iemand te kyk met opbouende liefde. Here, ek weet, U het net vir iemand gekyk, Here Jesus, en onmiddellik het goed gedraai in daai persoon se lewe. You didn't have to speak a word, you just looked at them. Ons moet die evangelie verkondig, Paulus gesê, en wanneer nodig, moet ons woorde gebruik. Hemelse Vader, hier sit ons almal. As daar enigiemand is, Here, wat nie hulle roeping ken nie, vra asseblief nou, steek jou hand nou op, ek gaan nou vir jou bid. Dat die Here vir jou sal wys. Daar gaan hande oral stop, is reg, is okay, jy kan maar weer sakkie klaar. Is reg, dankie julle ouens. Daarbo, dankie julle ouens, reg so. Onthou nou wat ek vir julle gesê het, né? Onthou nou, gaan probeer iets. Hemelse Vader, Here, U het hande opgesien, gaan oral nou, Here. Ek wil vra asseblief, Here Jesus, dat U met elkeen sal deel op sy eie vlak, Here. Here, some are of gold, some are of silver, some are of wood, some of clay. Here, ek vra dat hierdie mense met die goud sal opstaan, Here. Here, ons het Reinhard Bonkes nodig, ons het Jimmy Swaggarts nodig, Here. Ons het Ray McCollies nodig, Here. Ons het die ouens nodig buite wat die evangelie verkondig. Die staan nou ouens op wat rondloop asof hulle trots is, Here, en hulle dink hulle is van God afgestuur. Daai ouens is valse profete, Here. Ons sal nederig gaan, Here, en die evangelie verkondig by koning in die magtige naam van Jesus. Bid vir elkeen dat jy hulle toevou, Here, en dat U vir hulle sal wys wat hulle roeping is in die magtige naam van Jesus. Nou wil ek nog ietsie vra. As jy nog nie hierdie Jesus wat ek nou van gepraat het aangeneem het nie, steek nou jou hand op. Jy kan nie môre wakker word in die verkeerde kant nie. Jy moet Jesus aanneem, asseblief. Daar gaan hande op, is reg. Steek jou hande op. Hou julle oë gesluit, is reg. As jy nog nie Jesus aangeneem het nie, julle ouens, jy kan nie hier uitstap en 'n kans vat nie. Dankie die hande. Ek sien die hande, is reg. Baie dankie. Julle kan weer sak. Bid saam met my. Here Jesus, ons erken dat U die seun van God is, dat U gekom het, Here, gesterf het vir ons sondes, Here, dat U opgestaan het op die 3de dag, dat U opgevaar het in die hemel toe, waar U nou sit aan die regterhand van God, Here. Ons erken dat U ons redder is. Ons erken dat U ons sonde wegvat en doen so vandag, asseblief, Here. En nou weet ek, as ek Jesus aanneem, is my naam geskrywe in die boek van die lewe. En ek dank U, Here, vir elke hand wat opgaan, Here, elke siel, Here, wat in die hemel kan instap eendag. En hulle ook, Here, gee hulle roeping, Here. Release hulle roeping, dat hulle kan opstaan en kan doen wat U wil hê ons moet doen. En ek dank U daarvoor, en die volk sê amen. Dankie julle ouens, julle is pragtig, hoor. Ag, dankie. Baie dankie. Ek sal net vinnig die afkondigings doen. Woensdag aand is die halfdiens weer Pastor Rudy. So daar is Woensdag aand diens. 7 uur. En dan Vrydag die jeug is nog gesluit as ek reg is, want is skoolvakansie. Of is daar nog jeug Vrydag? Okay, en dan Sondagoggend 9 uur sien ons mekaar weer. Ek hoop julle het 'n geseënde week. En sien julle weer volgende week. Bring iemand saam volgende Sondag, nooi hulle na die huis van die Here en mag die Here julle baie seën. Baie dankie julle.